om my Kersfees te lees. Maar ek lees vir jou 'n gedeelte van 'n vrou wat geroep word om te doen wat God wil hê sy moet doen. Swanay en Tobias is vanoggend geroep om ouers te wees. Margita is geroep om groot te word in die teenwoordigheid van God en om God se God wees te ken. Maar net so is ek en jy geroep. Vanoggend as jy hier sit, dan is jy nie sommer net. Ek het net nou gebid en vir God gevra dat wanneer ons sy woord in hierdie oggend hoor, dat elkeen van ons se harte kan stil wees en dat ons vanoggend kan hoor soos wat ons behoort te hoor. Ek wil vra dat jy vinnig vir jouself in jou kop 'n bietjie dink, waartoe is jy geroep? Hoekom lewe jy? Miskien kan ons mekaar vra, wat is die doel van ons lewe? Hoekom het God op 'n sekere stadium en 'n sekere tyd besluit om jou te maak en jou te laat leef daar waar jy is? Jy is nie toevallig die man van jou vrou, soos wat ons partykeer dink. Jy is nie toevallig die ma van jou kinders of die vriendin of die vriend, net per toeval nie. Elkeen van ons is geroep. Elkeen van ons is gestuur. Elkeen van ons het eintlik 'n lewensopdrag en 'n lewensdoel. En wanneer ons oor hierdie goed praat, dan dink ons oor tyd. Ons kyk terug en dan wonder ons, maar het ons daardie doel en daardie oomblikke gebruik om te word wat ons eintlik bedoel was om te wees? En dan kyk ons vorentoe, maar dit maak ons weer so 'n bietjie op ons senuwees, want sê nou net ek kyk vorentoe of ek leef vorentoe en daar gebeur dinge in hierdie doel wat ek dalk nie wil hê nie, of wat ek dalk anders sou wou gehad het. Wanneer ons 'n lewe vier van klein Margita vanoggend, dan bedoel niemand van ons iets om negatief of seer te wees vorentoe nie. Maar ons weet nie. Dit vra dat ons as ons vorentoe kyk aan God moet oorgee. Dit vra dat ons met ons lewens vorentoe kyk, ons eintlik vir God moet sê, ek weet nie, maar U weet, en as U weet, is dit vir my goed genoeg. Ek lees vanoggend vir jou die gedeelte toe die engel vir Maria gaan roep het om Jesus in die wêreld te bring. En ek wil hê jy moet luister sommer met jou eie mens wees. Hierdie is oomblikke waar 'n mens gekonfronteer word met 'n roeping en hoe eg menslik sy dan reageer. Hoe sy eers sê nee, sy weet nie eers of sy dit kan doen nie. Of sy dan so 'n bietjie verskoning soek, soos wat ek en jy baie keer doen oor ons roeping. En dan daardie oorgee. In die 6de maand van Elisabeth se swangerskap het God die engel Gabriël gestuur na 'n maagd in Nasaret, 'n dorp in Galilea. Sy was verloof aan Josef, 'n man uit die geslag van Dawid, en die naam van die maagd was Maria. Toe die engel by haar kom, sê hy, ek groet jou, begenadigde, die Here is by jou. Sy was verbuisterd oor die woorde en het gewonder wat die begroeting tog kon beteken. Die engel sê toe vir haar, moenie bang wees nie, Maria, want God bewys genade aan jou. Jy sal swanger word en 'n seun in die wêreld bring en jy moet hom die naam Jesus gee. Hy sal groot wees en die seun van die Allerhoogste genoem word. Die Here God sal hom die troon van sy voorvader Dawid gee en hy sal as koning oor die nageslag van Jakob heers
tot in alle ewigheid. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Maar Maria sê toe vir die engel, hoe is so iets moontlik, aangesien ek nog nooit omgang met 'n man gehad het nie? Die engel antwoord daar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek, en daarom sal die een wat gebore word, heilig genoem word, die Seun van God. Kyk, 'n bloedverwant van jou, Elisabeth, en in haar ouderdom self ook 'n seun ontvang, en sy wat as onvrugbaar bekend was, is nou al in haar 6de maand. Niks is vir God onmoontlik nie. Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur, soos wat U gesê het. Ek wil so 'n paar grepe van hierdie verhaaltjie tussen Maria en die engel net met jou herhaal. Wanneer ons geroep word, dan is ons partykeer vol vrees en angs en bang, want ons weet nie. Selfde met Maria. Moenie bang wees nie, sê die engel. God bewys genade aan jou. En dan vra Maria, maar hoe is so iets moontlik? En dan sê die engel vir haar, die Heilige Gees sal oor jou kom, en die krag van die Allerhoogste sal by jou wees. En dan die laaste 2 verse, niks is vir God onmoontlik nie. En Maria sê toe, ek is tot beskikking van die Here, laat met my gebeur, soos wat U gesê het. Geliefdes, vanoggend sien ons hoe hierdie jong dame, vir wie hierdie nuus 'n baie groot skok moes gewees het, reageer. Die konteks van die verhaal maak dit eintlik net so 'n bietjie erger. Want op daardie stadium en in daardie tyd, as 'n vrou sou swanger word buite die huwelik, sou dit nie net haar en haar familie se lewens verwoes nie. Dit sou haar man en hulle familie se lewens ook verwoes. Dit is waarmee Maria te doen het. Sy word skielik geroep om iets te doen vir God wat vir haar 'n dierprys kan kos. Wat vir haar hele menswees en haar man se gesin se menswees kan kos. En dan die vraag, hoe is so iets moontlik? So baie keer word ek en jy uitgedaag met 'n roeping. So baie keer word ek en jy uitgedaag met die lewe en met omstandighede en met sake in hierdie lewe, wat ons eintlik wil terugstaan en eintlik wil vra, maar hoe is so iets moontlik? Hoe kan so iets gebeur? As ons sommer in die konteks van klein Margiete van, hoe kan dit gebeur dat baie kinders siek raak? Hoe kan dit gebeur dat baie kinders net kort leef? Hoe kan dit gebeur dat ons as ouers foute maak en ons as ouers nie die waarde besef van hierdie geskenk wat ons gekry het nie? En dan sê die engel, jy gaan dit kan regkry, want die krag van God en die teenwoordigheid van die Heilige Gees gaan by jou wees. Ja, die engel stuur haar. Hy stuur haar met 'n opdrag wat haar menswees kan verniel. Hy stuur haar met 'n opdrag wat ons later weet 'n baie seer opdrag was, want vandat daardie baba seun Jesus gebore is, wou niemand hom eintlik hê nie, tot en met sy kruisiging.
Hy stuur haar met 'n opdrag wat haar bang moes maak. As God ons stuur, geliefdes, dan word ons partykeer bang. As God jou na jou lewe toe terugstuur, dan is daar baie dinge daar buite in die lewe wat ons kan bang maak. Daar is baie dinge wat ons so bang kan maak dat ons eerder daarteen kan vaskyk as teen God. Ja, sy moet kies. Ek en jy moet kies. Dan haar woorde. Nadat sy nie eers baie lank gedink het nie. Dat met my gebeur soos wat U gesê het. Eintlik sê sy, ek is nie bekommerd oor God se plan nie, want ek ken God se hart. Ek is nie bekommerd oor hierdie roeping of hierdie opdrag nie, want ek weet God sal my nie beproef oor iets wat ek kan hanteer nie. En sy sê ja, onopgewonde ja. Sy sê ja om God met haar hele menswees te dien. Ek wonder, as ek en jy vanoggend vir 'n paar oomblikke stil word en ons hoor hierdie opdrag. Nie Maria se opdrag nie, maar my en jou opdrag van hierdie lewe. Die roeping van ek wil hê jy moet voluit die man gaan wees wat ek jou gemaak het. Die roeping van ek wil hê jy moet voluit die vrou gaan wees wat ek jou gemaak het. Die kind, die mens, die vriend. Ja, ek wil hê jy moet gaan en jy moet voluit gaan leef. En dit wat ek net nou vir Tobias en Swanay gevra het, ek wil hê jy moet met jou lewe God se gesig verander gaan wys. Ek vra, sê God, dat jy my sal vertrou met jou lewe. Ek en jy weet nie wat voor lê nie, geliefdes. Maria het nie geweet wat voor lê. Sy het nie geweet dat hierdie hele wêreld haar kind gaan haat van die begin tot aan die einde nie. Maar sy neem die geloofstap. Ek is tot beskikking van die Here. Sy vertrou vir God. Sy vertrou haar liefde in God. Sy weet dat hierdie God nooit sal los nie. Vanoggend, wanneer ek en jy teruggestuur word na die lewe toe, is dit partymal vir ons moeilik om te vertrou. Dis partymal vir ons moeilik om oor te gee. Dis partymal vir ons moeilik om te los, om tot beskikking te wees van God, want ons is so gewoond om eintlik maar tot ons eie beskikking te wees. En wanneer ons sulke beloftes hoor, dan is dit partykeer vir ons belangrik om 'n stuk sekerheid te kry. Ja, ek sal glo en ek sal vertrou en ek sal hierdie roeping uitleef as dit kan gebeur. Of as dat kan gebeur. God kies vir Maria en sy doen. As God ons kies vanoggend, dan moet ons gaan doen. Ek glo met my menswees dat elkeen van ons wat hier is vanoggend nie per toeval hoor nie. Ek glo dat ons elkeen hoor dat God ons roep. Ek glo dat God deur die werk van sy Gees in elkeen van ons se harte hierdie roeping lewend maak. Dan moet ons luister. Dan moet ons opdaag. Dan moet ons bereid wees.
wanneer ons die kosbare dinge van die lewe met 'n oop hand vashou, dan kan jy maar saam met my kom inpak. Tyd, kanse, gesondheid, mense waarmee God ons seën in ons lewens, ons vrouens, ons mans, ons kinders, ons vriende, ons kleinkinders. Dit is al net 'n oop hand vashou. Dit is 'n oop hand wat vashou, wat sê, ek vertrou. Ek kan nooit so maak nie. En dit is nie myne om so te maak nie. Mag ek en jy net dit sien. Die kosbare van hierdie kanse en hierdie gawes en hierdie seëning uit God se hand. Maria se roeping gebeur skielik. Sy beplan dit nie. Sy weet nie daarvan nie. Ek wonder, wanneer laas het jy jou lewe as God se roeping ervaar? Wanneer laas het jy bietjie na jou lewe gekyk en nie dit gesien as sommer net 'n proses of 'n stelsel of 'n gewoonte of iets wat maar daar is nie. Maar dat jy is omdat jy moet wees. Dat jy is omdat God jou gestuur het. Al klink daardie roeping vanoggend vreemd. Al klink daardie roeping vanoggend onmoontlik. Al klink daardie roeping vanoggend asof dit nie sin maak nie. Wil God hê dat ons moet weet, dit is hy. Dit is so sy stem klink. En dan moet ons harte oopmaak. Dan moet ons nie te veel dink, nie te veel oorweeg, nie oordink nie. Dan moet ons net vat. Ja, tyd vat. Kanse vat. Die lewe vat. En dit voluit leef. God vra dat hierdie oomblikke van vandag die begin van die res van ons sal wees. En dan staan daar 'n engel in jou lewe. En daardie engel vra vir jou, is jy bereid? Is jy bereid om te gaan doen daar waar jy doen? Niks vreemds nie. Niks anders nie. Net dit wat jy doen. Mag ek en jy die krag kry om nie te veel te dink. Om nie te veel te vorder nie. Om nie eers resultate te sien voordat ons die verantwoordelikheid aanneem nie. Al weet ons nie, God weet. Mag ek en jy saam met Maria vanoggend sê, ek is tot beskikking van die Here. Laat met my gebeur, soos wat God sê. Ja, geliefdes, ons kan oorgee. Hierdie God het lief. Hierdie God is die almagtige skepper God van hemel en aarde. En hy sorg altyd. Mag jy die kanse, die guns en die gawe, die oomblikke van tyd en waardeer, vanoggend nie net sommer gaan kyk as deel van die lewe en dit wat moet wees nie. Mag jy saam met my die wonder van daardie lewe sien. Die wonder van God se guns sien.
die wonder van tyd sien. En mag ons daardie roeping met ons voluit leef. Mag God elkeen van ons seën met alles wat nodig is om hierdie kosbare lewe in sy volheid te ervaar. Amen. Geliefdes, ek vra dat ons vanoggend se erediens se slotsang, dat ons saam met mekaar in 'n gebed afsluit.